Ek hoor baie mense vra, is daar nog hoop in hierdie wêreld? Nou kyk, ek moet vir jou sê, as jy uit die afgelope paar weke kyk na die nuus, die groot diskoerse van ons wêreldgebeure, nê. As jy sien die oorlog, die politiek, die goed wat gebeur tussen leiers, die goed wat mense sê, die debatte, verkiesings in ons eie land, 'n klomp goed wat 'n mens die heeltyd sien as jy die nuus lees, en vreemde goed tot goed wat jou kommerwekkend maak, tot goed soos mense wat sê, ek het nie 'n werk nie, ek kom nie uit in die maand met my finansies nie, ek weet nie wat om te doen nie, my man is siek, my vrou is siek, daar's kanker in my lewe, daar's verlies in my lewe, daar is soveel verhale in die lewe wat jou kan laat voel, daar is nie hoop nie, daar is nie hoop nie. En dan tog, as jy mooi jou oë oopmaak, dan kom jy dalk op 'n plek tussen 'n vriendekring en daar gebeur iets spesiaals en vir 'n oomblik beleef jy liefde. Of jy kom op 'n plek en jy sien maar daar is nog mense wat vir ander mense omgee. Daar is nog mense wat iets doen in hierdie wêreld. Daar is nog 'n plek soos by 'n kerk of 'n gemeente of 'n huiskerk of 'n vriendekring of 'n selgroep waar jy kom en jy beleef iets van menslikheid, van omgee, van teenwoordigheid. En dit is daardie mikrovlak gebeure in jou lewe, daardie klein stories wat jy jou oë voor moet oopmaak, sodat jy 'n deur kan vind na die goeie, die hoopvolle, die geloof, die liefde wat daar in hierdie wêreld is, sodat jy nie oorweldig is deur al hierdie groot nuus gebeure wat 'n mens sommer kan depressief maak nie. Maar hier's die ding in die Bybel is nie een van daai goed eintlik die belangrikste nie. In die Bybel is hoop iemand. Dis Jesus. En dis wat Jesus verstaan en wat Jesus ons leer en hoe Jesus sekere goed hanteer het wanneer hierdie groot wêreldgebeure of hierdie verliese of hierdie moeilike tye oor mense se lewens gespoel het. Dan het hulle vasgehou in dit wat Jesus vir ons leer aan sy karakter, aan sy saamwees, aan sy teenwoordigheid. Is daar nog hoop? Daar is. Jy moet dit net raak sien.